Want ek weet nie, of jy weet nie, maar jy is geroep tot vryheid. Halleluja! En eintlik maar die persoonlike vraag is, wat is jou juk in hierdie oggend? Ek wil vanoggend vir jou sê, hy wat in Christus is 'n nuwe mens. Hoor hierdie belangrike ding vandag. En die Here wil vanoggend daardie juk om vrymaak, want jy is hom kosbaar. En sy hart is gebroken oor die gebondenheid waarin jy leef, want hy het jou vrygekoop, kind van God. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Vanoggend toe ek daar by die kerk instap, sê ek Here, dankie vir hierdie kosbare voorreg. Dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir die geleentheid wat ons het om die naam groot te mag maak en dankie vir elke persoon wat hier sit. Maar Here, ek het 'n eenvoudige gebed. Mag niemand vandag hier uitgaan dieselfde as wat hy ingekom het nie. Insluitend ek. Insluitend hierdie man wat hier staan. Terwyl ek in die bidkamer is, hoor ek hierdie woorde. Help, Here! Help! En ek hoor hoe die Here sê, ek het jou roepstem gehoor. Ek slaan ag in hierdie oggend op jou hulpkreet. En ek is hier om vir jou rus te gee. Amen. Sodat jou help, Here, en kan verander. En halleluja! Hy maak vry. En hy gee nuwe lewe. Mag jy vanoggend die grootste oorwinning beleef wat jy nog ooit in jou geestelike lewe beleef het. Mag jy in hierdie oggend die grootste vrymakende werk van God se Gees in jou lewe beleef as wat jy ooit beleef het. Mag jy vandag oorgee. Want ek weet nie of jy al bewus is nie, maar hy is al lankal hier. En hy is hier oor een rede, omdat hy in hierdie oggend ag slaan op jou hulpgroep. En hy wil jou bedien met sy kosbare woord. En nou gaan ons die geleentheid hê, waar ons jou gaan salf en ons gaan jou bedien met gebed. En ons gaan vertrou dat die Here 'n nuwe werk vandag in jou lewe doen. Draai na iemand langs jou en sê vir daardie persoon, die Here ken jou naam. Die Here ken jou naam. Hy ken jou. Ons gaan later geleentheid gee dat die kindertjies gaan skakel gaan wees by julle as gesinne. Julle het hulle daar gaan aflaai, maar ons gaan hulle nou inroep want ons wil julle as gesinne bedien. Is dit reg so? In die vorige jare het ons hulle apart bedien en julle apart bedien, maar ons glo in die krag van 'n gesin. Ons glo in die herstel van families. Ons glo dat dit is die kerk se sterkte, gesonde gesinne. En vanoggend wil ek met jou praat oor die salwing breek die juk. En jy het 'n goeie plek vergeet om te sê halleluja. Die salwing breek die juk. Die juk in God se vryheid. In die Bybelse tye was 'n juk, Andrew, so 'n houtraamwerk, selfs 'n metaalraamwerk wat 2 diere aan mekaar verbind het. In latere tye het dit 'n draaraam geraak wat iemand gebruik het om swaar laste te dra. In die Romeinse tyd het 'n juk iets geraak rondom slawerny en mense was gebonde en gebind gewees. Maar as ons die metafoor vandag van juk gebruik, verwys dit altyd na iets toe wat jou bind. Dit verwys na iets wat jou beperk. Dit verwys na iets wat jou vasgryp. Dit verwys na iets wat 'n swaar las op jou is en wat jou ontneem van die rus waarin jy moet leef. Paulus waarsku ons en ek wil daai skrifgedeelte vir jou lees vanoggend in Galasiërs. Kyk hierdie kosbare skrifgedeelte. Sê saam met my: vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Hy sê staan dan vas en laat julle nie weer onder die juk van slawerny indwing nie. Ons ken die konteks van hierdie Galasiërs, want dit praat oor dat ons vrygemaak is van godsdienstige verpligtinge. Is nie meer die besnydenis van die vlees nie, maar die besnydenis van die gees. Daar's 'n nuwe vryheid wat ons het in Jesus Christus. Maar die waarskuwing vir jou en my is dat dit so maklik kan gebeur, dat ek en jy weer onder 'n juk geplaas word van slawerny. Want kom ons wees eerlik,
Baie van ons wat vandag hier sit, sê ek is gered. Maar ek beleef nog steeds 'n gebondenheid in my lewe. Daar is 'n area, of daar's dinge in my lewe, daar's omstandighede, gebeurlikhede, en ek ervaar 'n gebondenheid, 'n swaarmoedigheid, en ek bid en ek vertrou vandag dat jy 'n deurbraak sal beleef in elke faset van jou lewe, want ek weet nie, of jy weet nie, maar jy is geroep tot vryheid. Halleluja, jy's geroep tot vryheid. En eintlik maar die persoonlike vraag is, wat is jou juk in hierdie oggend? Dis nogal redelik persoonlik, nê? Nee. En ewe skielik as ek hierdie vraag vra, dan maal jou gedagtes, jy's intens besig hier binne. Want elke mens van ons, maak nie saak wie jy is nie. Elkeen van ons dra een of ander las, een of ander juk, een of ander bekommernis in ons geestelike lewe. Of dit nou vanoggend trauma is, skaamte is, as dit misbruik was of enige gebeurtenis, en jy probeer jou lewe lank dit wegsteek, maar jy weet ek kan nie daarvan ontsnap nie. Is die salwing hier vanoggend om jou vry te maak. Halleluja. As jy vanoggend hier is en dis 'n juk as gevolg van woorde wat mense oor jou lewe uitgespreek het, as gevolg is van dade wat gebeur het en jy's vanoggend diep gewond, is daar die olie van die Heilige Gees iets wat daardie wond genees en heel in hierdie oggend. Dalk sit jy vanoggend hier en jy het persoonlike mislukking in jou lewe beleef en jy besef en jy beleef geen waardigheid as mens nie. Dit het so jou identiteit geword, jy sukkel om te droom oor jou toekoms, jy's op 'n plek van moedverloorse vlaktes, jy's swaarmoedig in jou gees. Wil ek vandag vir jou sê, die vryheid bring waardigheid in Christus Jesus. Dalk is dit beperkings vandag oor jou finansies. Pastoor, ek doen al die regte dinge. Ek gee my 10de. Ek doen alles, maar daar's tekort in my lewe. Is vandag die salwing hier om daardie juk oor jou lewe te breek, sodat jy die voorspoed en die guns van die Here oor jou lewe sal beleef. Hierdie is nie 'n welvaartsteologie nie. Hierdie is 'n vryheidsteologie. Halleluja! In Christus Jesus, van is daardie salwing wat die juk breek. Dalk sit jy vasgevang in 'n sondepatroon. Jy's lief vir die Here. Jy het hom so lief, maar jy sukkel om daardie ding te los. Daardie ding steel jou vryheid, steel jou vrymoedigheid. Jy's so gebonde daaraan. Jy probeer nee sê, maar elke keer wanneer jy jouself vang, is jy vasgegrentel in daardie sondepatroon, daardie juk. Ek wil vanoggend vir jou sê, hy wat in Christus is 'n nuwe mens. En dis die vryheid wat Christus bring, die waarheid wat hy vanoggend by jou kom neerlê, wat jou en my vry maak. Dalk is dit siekte in hierdie oggend wat jy mee gebonde is. Ons hierdie belofte in die Ou Nuwe Testament. As jy siek is, kom laat die ouderling jou salf sodat jy gesond kan word. Halleluja! Glo jy vanoggend dat die Here daardie juk in jou lewe kan breek? As jy vir my eerlik vra, wat is die algemene juk wat ek baie keer in mense se lewens beleef, is dit daardie juk van skaamte en skuld en selfveroordeling. Dit is daardie juk van onwaardigheid wat jy het. Ek voel nie waardig om Jesus te aanbid nie. Luister hierso, ek voel nie eens waardig om op hierdie kansel te staan nie. Nie een van ons nie, as dit gaan oor ons waardigheid, sit ons die pot heeltemal mis. Ons aanbid want hy is waardig. Halleluja! Ons aanbid want hy is waardig. En dis waar ons vasgryp in hierdie oggend. Dalk het jy vanoggend hier gestaan in hierdie kerk en almal om jou hef hulle hande op, maar jou hande is laag. Dalk sit jy vanoggend en jy kyk na mense om jou en sien hulle maak hulle harte oop vir die goedheid en hulle kan sing, your goodness is running after me, maar jou hart is swaar in hierdie oggend. Is hierdie die dag van die salwing is hier, die Here is hier, sy Gees is hier om daardie juk van onwaardigheid oor jou lewe te kom breek. Want ek en jy weet, die juk het vormingswaarde in ons lewe. Jy leef al so lank saam met daardie juk. Dit het jou persoonlikheid, jou geestelike lewe so beïnvloed, dat jy selfs die vrug beginne dra van daardie juk in jou lewe. Maar die Here wil jou in hierdie oggend kom vrymaak. Ek wil vandag vir jou sê, dalk sit jy hier met vrees, dalk sit jy hier met angs, dalk sit jy vanoggend hier met paranoia, depressie, stres. Die Here wil vanoggend jou vrymaak van jou angstigheid, van kind van God. Hy het jou roepstem gehoor, halleluja. En dis jou erfenis in hierdie oggend, om in die vryheid te leef wat Jesus Christus bring. Ek wil vandag vir jou sê, ons het 'n wrede vyand. Hy sleep jou saam na elke oomblik en elke gebeurlikheid in jou lewe. Hy's 'n wrede vyand.
En jy slaan ag op sy stem. En jy gee ag op sy stem. En is amper asof sy stem gesag in jou lewe dra. Ek wil vandag vir jou sê, kind van God, die Here is Here. En die Here Jesus se stem is die enigste stem wat gesag dra in jou lewe. Hy is in beheer en hy het die autoriteit. En God se stem maak saak oor jou lewe. En begin glo wat God sê. Begin glo wat God sê, dat die vryheid jou kan vrymaak. Begin dit glo. Hierdie vyand van ons is wreed, maar hy's 'n verslaande vyand. Hy het geen mag, geen gesag en autoriteit nie. En die Here roep jou en my om te leef in daardie vryheid. Hoor hierdie belangrike ding vandag. En dis iets wat my hart diep geraak het hierdie week. Wat ek ervaar het die Here wil ek vir jou moet sê. Die juk is die probleem, nie jy nie. Luister mooi. Die juk is die probleem, nie jy nie. En so baie keer glo ons, daai juk het my identiteit geword, ek is die probleem. En die Here wil vanoggend daardie juk om vrymaak, want jy is hom kosbaar, en sy hart is gebroken oor die gebondenheid waarin jy leef, want hy het jou vrygekoop, kind van God. Weier om identiteit aan te neem van jou juk in hierdie oggend. En die Here wil jou loskoop van daardie juk. Hy wil jou loskoop van jou verlede. Hy wil jou loskoop van jou skuld, van jou skaamte. Sien jy maar ons probleem as kinders van die Here? Ons verdra dinge te maklik. Ons aanvaar te maklike siektediagnose oor ons lewe. En ek is ook skuldig in my eie lewe oor dit. Ons aanvaar en verdra te maklik armoede in ons omgewing. Ons aanvaar en verdra te maklik die geweld in ons wêreld waarin ons leef. Ons aanvaar en verdra dinge te maklik. En ons vergeet en verloor die getuienis wat ons het. Luister mooi, daar is 'n gees agter elke juk. Daar is 'n gees wat opereer agter elke juk, maar die vyand is verslaan. Halleluja. En as ek en jy vanoggend as gesinne kom stil staan en ons vra dat ons gesalf word in hierdie oggend, moet jy weet dis die krag van God, die krag van Jesus Christus wat in en deur jou lewe kom werk. Dis die krag van die Heilige Gees wat die erfenis, die bedoeling van God 'n realiteit in jou lewe kom maak, want dis jou erfenis, kind van God. Jy is geroep tot vryheid en ons almal sê halleluja. Maar jy sit vanoggend hier en jy sê, hoe breek ek met hierdie gees van verslawing, hierdie juk in my lewe? Hoe breek ek met hierdie armoede? Hoe breek ek met hierdie goed in my lewe? Ek wil vandag vir jou sê, word vol van die Heilige Gees. Halleluja. In my eie lewe, my eie geestelike wandel, 'n bekende prediker Moody, D.L. Moody, het hierdie kosbare illustrasie van gepraat. Hy het vir iemand gevra, hoe kry jy die lig uit hierdie glas? En sommige mense het gesê, jy suig dit uit. Okay. En Moody sê, ons 'n baie makliker manier om die lig hier uit te kry. Maak dit vol met iets anders. Maak dit net vol met iets anders. Sien jy, ons het hierdie werke evangelie wat ons het. As ek maar net dit begin doen, as ek dit begin doen, dit begin doen. Hierdie werke evangelie, as ek maar net deur verwerke my verlossing kan bewerk, as ek maar net deur werke God se goedkeuring kan dra. Ek wil vandag vir jou sê, hoe breek jy met daardie verslawende gewoonte in jou lewe? Hoe breek jy met sonde? Hoe breek jy met hierdie jeug? O, jy's geroep om te leef vol van die Heilige Gees. Halleluja. Jy's geroep om te leef vol van die Heilige Gees. Ek wil vandag vir jou sê, die juk is gebreek. Die juk is gebreek. Maar hier kom jou verantwoordelikheid. Staan op. Ek wil so gedeelte in Levitikus lees gou vir julle. Levitikus 26 vers 13. Hoor wat sê die Here vanoggend vir jou kind van God. Ek, die Here, is julle God wat julle uit Egipte land laat wegtrek het. Sodat julle nie langer slawe hoef te wees nie. Ek het die skeie van julle jukke Hy het net hierdie juk afgehaal nie. Hy het hierdie juk gebreek. En dis die verwagting waarmee ons kom vanoggend. Dat hierdie juk nie maar net afgehaal word en die volgende seisoen maar net weer teruggeplaas word nie. Dis ons verwagting vanoggend dat hierdie jukke wat op jou is gebreek sal word. In Engels gebruik hulle die woordjie, it will be destroyed. Halleluja. En sodat jy regop laat loop. Ek wil vandag vir jou sê, kind van God, dit is tyd dat ons as geesgevulde,
Pinksterkinders wie die krag van die Heilige Gees deel maak van ons lewe, sodat ons in die vryheid van God kan begin 'n wandel weer. Halleluja! Ons wil vol word van sy Gees, en daarom sê ek in hierdie oggend, en ek herinner jou, dat jy is geroep tot vryheid. Maar wanneer ons na hierdie Levitikus kyk, sal ons een ding besef, dat die Here het ons geroep om regop te loop, maar baie van ons in hierdie oggend het gebore. Ons dra swaar laste. Onthou, die Here roep jou, staan weer regop. Gaan jy bereidwillig wees en vanoggend wanneer ons vir jou bid, in geloof te kom en sê, Here, ek gaan weer regop begin loop. Ek gaan nie toelaat dat hierdie juk my identiteit vorm nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie juk my vrede kom steel nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie omstandighede, hierdie gebeurlikhede my meer mismoedig en depressief en angstig maak nie. Want ek het die Gees van God, en daar waar die Gees van God is daar? Ek het dit nie gesê nie, jy het dit gesê. Vryheid. En daar waar die Gees van God is daar? Simfonie, glo jy dit? Daar waar die Gees van God is daar vryheid. En daarom gryp ons dit aan in hierdie oggend. Jou erfenis, Christus het vir jou vryheid gegee. Kom, bied weerstand. Staan 'n slag weer op. Halleluja. Julle weet ons leef in hierdie lewe, maar ek wil jou herinner dat die Jesus wie ek en jy ken, elke juk breek. Elke fisiese juk, elke emosionele juk, elke geestelike juk, hy breek dit in jou huis, hy breek dit in jou huwelik, hy breek dit oor jou kinders se lewens. Jesus breek die juk. So as jy met daardie verwagting sit vanoggend, pastoor, my pa en my omstandighede, waar ek groot geword, al hierdie dinge, Jesus kan daardie vloek ook breek. Halleluja. En dis wat Galasiërs ons leer. Hy het die vloek geword, sodat ons die seën van God kan ontvang in ons lewe. Jesus het die vloek op hom geneem, op die kruis van Golgotha, sodat ons die vryheid van God in ons lewe kan beleef. Ek wil jy moet saam met my lees, Jesaja 10, vers 27. En in die dag sal jou las afgly van jou skouers en sy juk van jou nek. En die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Kom ons kyk wat sê die Engelse vertaling. And it shall come to pass. In that day, ek wil vandag vir jou sê, in this day. Hallelujah. It will come to pass, which day? This day. That his burden shall be taken away from you. Hierdie was die volk van Israel, wat onder slawerny onder die juk van die Assiriërs geleef het. En die Here kom na hulle toe in hierdie dag, that burden shall be taken away from off thy shoulders, and his yoke of thy neck, and the yoke shall be destroyed. Not only removed, that yoke shall be destroyed because of the anointing. Hallelujah. In die Afrikaanse vertaling sing ons daai woordjie vettigheid, en ons sing in Engels hierdie woordjie anointing. Okay. Ek het daarvan gehou as 'n jong seun, as die ou pastoor hieroor gepreek het. Hy sê, die vettigheid van die Here breek daardie juk. Hulle gepraat, jy moet so vol raak van die Here. Jy moet so vol raak van sy teenwoordigheid, die vettigheid, die guns, die seën van die Here moet jou so kom vul dat daardie juk jou nie pas nie. Halleluja. Halleluja. En die Here wil vanoggend kom en hy wil daardie juk oor jou lewe kom breek. Hy wil dit kom verwyder. Daar moet geen oorblyfsel bly nie. Hy wil dit verbreek, die juk en daardie vloek oor jou lewe. Het jy vanoggend, het jy 'n verwagting? Het jy 'n verwagting dat die Here dit vanoggend vir jou kan doen? Halleluja, want jy is geroep en hierdie is jou oomblik van vryheid. Ek weet nie van jou nie, maar van vroeg af vanoggend, ons het ingestap vroeg, ek en Theodore al 6 braai deur, toe ek instap, toe ervaar ek alreeds die salwing en die teenwoordigheid van die Here, waar daar 2 of meer is. Daar is hy teenwoordig. Halleluja. Okay. En jy het vanoggend hier ingekom as kind van God. En jy het sy Gees saam met jou hier ingebring. Halleluja. Hier is 'n gesamentlike salwing hier teenwoordig vanoggend. 'n Verwagting in ons gees en ons hart dat die Here vir ons die onmoontlike gaan doen en vandag soveel vir ons gaan vrymaak. Ons praat vandag, ons gaan jou salf met olie. En hierdie salwing is so 'n teken van afsondering, is so 'n teken van die Heilige Gees, die olie wat ons op jou kop gaan vryf en waarmee ons jou gaan salf. Maar die dieper geestelike betekenis van hierdie olie is die teenwoordigheid, die krag
van God wat in jou lewe kom werk. Dis 'n simboliek, 'n teken van die Heilige Gees se werk binne en jou en my lewe. En as ons vandag sê, dis die salwing wat die juk breek, sê ons, dis die Here, deur die wonderbaarlike werk van Christus Jesus aan daardie kruis. Dis die Here, deur die Heilige Gees, wat die werk wat Jesus aan daardie kruis gemaak het, 'n werklikheid in jou en my lewe vandag kom maak. En dit is wat die Heilige Gees vandag in ons lewe gaan kom doen. En ons almal sê, halleluja. So in wese, wys die olie na die volgende werklikheid. Waar God se kragtige teenwoordigheid, sy Gees teenwoordig is, kan onderdrukking, kan slawerny, kan die juk nie bly nie, want hy word op die ou einde van die dag vernietig. En ons almal sê, halleluja. Gemeente, dit is hoekom ons jou en jou gesin, jou kosbare familie, jou kinders in hierdie oggend salf. Halleluja. Dit is die werklikheid. Het jy vanoggend nou daardie verwagting in jou hart? Want hierdie is die oomblik wat ons nou gaan gebruik om julle te salf en ons gaan saam vertrou dat die kragtige werking van die Heilige Gees elke juk sal verpletter. Elke fisiese juk, elke emosionele juk, elke geestelike juk, elke juk van siekte, elke juk van beperkings en tekort, elke juk van skaamte en skuld, elke juk wat jy vanoggend in jou lewe het, sal kom vernietig. Want dit is sy salwing, dit is sy Gees wat dit kom doen. Julle weet, ons kom partykeer maar net by plekke waar ons sê, Here, ek kan nie meer nie. Kan nie. En dis die beste plek om te wees. Daardie plek wanneer jy niks het om te bied nie. Daardie plek wanneer jy in jou bootjie geroei het en jy's moeg. En dis al die hele nag wat jy roei. En dis die hele aand wat jy roei. En jy roei al die deur na die volgende oggend toe. Jy het niks meer oor nie. En wanneer jy vir 'n laaste keer jou oë opslaan, jy sê, turn my eyes, wat sien jy? Wie sien jy daar? Wat nie jou toe aangestap kom in hierdie storm? Wie is dit? Hy is die een wat jukke breek. Hy is die een wat 'n weg maak. Hy is die een wat jou herstel en jou genees. Sy naam is Jesus. En in 'n oomblik roep jy uit. Nie 'n blindelingse geloof, jy is soos Petrus wat sê, Jesus, as dit U is, sê dat ek na U toe moet kom. En Jesus sê, dis ek, kom na my toe. En jy klim uit daardie bootjie uit vandag, met die geloof in jou hart, dat alles wat hy gesê het, waar is. Jy klim uit daardie bootjie uit vanoggend, met die wete dat daardie graf leeg is, dat in die regterhand van die Vader sit, waar hy heers en regeer, en elke mag en gesag op hierdie aarde onder sy autoriteit is, en dat ek en jy as kinders van die Here binne in daardie autoriteit kan leef, en dit kan ervaar en kan beleef vandag. Jesus, ek hardloop vandag na U toe, want U is al wat ek het. Is dit jou hart in hierdie oggend? Is dit jou hart in hierdie oggend dat die Here jou gesin seën? Is dit jou hart in hierdie oggend dat hy jou beskerm? Sê gou saam met my, Here, ek is die kop en nie die stert nie. Ek is bo en nie onder nie. Dit is wie jy is, kind van God. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor Jacques jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.